Gemeente, goeiemôre. Baie welkom by volgens se erediens. Kom ons begin, dan sing ons so 2 liedere as deel van ons voorsang. Ons begin met die liefde van Jesus is wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Dat ek nou sy kind is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Dat ek nou sy kind is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Ek weet seker, Jesus is hier. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, het ons so God sy kinders behou. Lig is sy lag sien, sag is sy Heer. Hy gee vermoeienis die ware geluk. Selfs as ek struikel en het berou, hy sal vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, het ons so God sy kinders behou. Gemeente, ons wil vir elkeen van julle sê baie welkom by volgens se diens. Kom ons draai so na mekaar toe en kom ons waai maar vir mekaar en as jy iemand lanklaas gesien het, dui sommer net aan hoe dit met julle gaan asseblief. Kom ons draai net so om en groet mekaar. Ek wil sommer gou sien by wyse van handopsteek, wie is vanoggend vir die heel eerste keer by ons in die erediens? Hierso is
Sabrina, wie's nog? Laat ek sien. Is dit net Sabrina? Watter kinders gaan vir ons kom help gou met die uitdeel van 'n kruisie? Sy. Sommige hier vir tannie Sabrina hy voorgee asseblief voor. Nou Sabrina, die doel van die kersie is eintlik om vir ons te herinner daaraan dat ons in Christus deel het aan die Here, maar dat die Here ons ook deel maak van sy groter familie. So ons wil vir jou ook sê baie welkom by die familie van Hamlet. En ons hoop is regtig vir jou 'n aangename ervaring om deel te wees van ons, maar ook van die groter gemeenskap. Sabrina gaan ons net nou voorstel, sy is die jeugwerker by die skool en ons gaan nou vir laat sy voorkom staan, dat sy dan net vir julle ook kan môre sê. Maar dit is vir ons heerlik om elkeen van hulle te mag ontvang. Ek sien hierso vir oom Peri en tannie Betsy Carstens wat vanoggend by ons ingeskakel is. Baie welkom ook by vanoggend se diens. Gemeente, ons het in die week het die mannegroep het hulle daar by Hanbid selfsorg gaan wors braai en sommer net gaan voorsien in 'n ete. En hier sommer so 4 fotootjies wat sommer net vir ons wys van die ete. Hulle is so 40 inwoners daar by Hamlet selfsorg en dit was vir ons regtig 'n voorreg om saam met hulle te kon kuier en ons wil vir julle res van die manne uitnooi en sê kom skakel in en word sommer deel ook van die mannegroep. Ons het vanoggend nagmaal en daarom wil ons vanoggend elkeen van julle innooi om deel te hê aan vanoggend se nagmaal. As 'n mens gaan kyk na die formulier vir die nagmaal, dan sê ons die nagmaal is 'n gemeenskapsmaaltyd en dis 'n gemeenskap met God, maar ook met mekaar. En daarom is dit dat die nagmaal nooit die bedoeling het om mense uit te sluit nie. Maar die nagmaal nooi ons eintlik in om te kom sê, kom gebruik hierdie tekens van die brood en die wyn sodat julle versterk kan word in julle geloof. En daarom wil ons vir julle elkeen innooi en sê, kom sit vanoggend aan die nagmaalstafel. Ons wil in die besonder ook vir elkeen wat deur 'n geloofskrisis gaan, wat dalk vanoggend worstel oor God se genade en God se liefde vir julle, wil die nagmaal juis vir jou innooi om te kom sê deur die gebruik van hierdie tekens mag dit vir julle die waarborg gee dat Christus vir ons gesterf het en dat ons in hom deel het. En daarom wil ek vra dat Rita vir ons om net Amazing Grace op die klavier speel. Kom ons sit sommer net met ons oë so toe. En as daar iemand is wat vanoggend vergeet het om voor brood of wyn te neem, dan gee ons vir die geleentheid om gou te gaan haal, want ons wil julle innooi, ons wil julle graag hê julle moet saam met ons vanoggend ook deel hê aan die nagmaal. So kom ons sit raaks om net so stil. Dit is my liggaam gebruik tot my gedagtenis. Dit is my bloed, gebruik dit tot die gedagtenis dat Christus vir ons gesterf het en dat ons deur Jesus Christus in 'n verhouding leef tot God die Vader. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en dan loof ons die Here vanoggend deur 3 liedere saam te sing. Dis liefde, jeug ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om
wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, die bron van liefde leef, die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons uitseend gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, die bron van liefde leef, die bron van liefde leef. Ek roem U naam, ek wil graag sing, ek wil U Heer, U hulde bring, want daar is trou en liefde by U Heer. Ek wil vir U almag sing, met my hele hart getuig van U groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Daar is geen einde aan U liefde nie. My diepste nood bring ek voor U, ek bid tot U, ek vra U Heer, sien my tog raak, en wees my grootste seer. Ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig van U groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. I love You, Lord, and I lift my voice to worship You, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your
Gemeente, terwyl ons so sit, kom ons raak sommer net so stil in gebed. Kom ons verklaar sommer ons liefde vir die Here in gebed. Deel met hom dit wat nou sommer net op jou hart is. Miskien is dit woorde van lof, aanbidding of dank. Kom ons gee geleentheid vir sommer net so stil gebed. Amen. Ek wil vir die kleiner kinders vra, die van julle wat wil hier voorkom sit, is gou welkom voordat julle kinderkerk toe kom. Almal wat kom hier voor sit. Nou môre julle, hoe gaan dit met julle? Gaan dit goed? Hoe was die week se skool? Was dit goed en lekker? Ek is baie bly. Nou ek wil gou vanoggend vir julle vra, hoe weet julle dat Jesus of die Here vir julle lief is? Pappa en mamma sal nou vir julle sê, onthou dat die Here is vir julle baie lief. Hoe weet ons dat die Here vir ons lief is? Wie wil vir ons sê? Wat het gebeur dat ons weet dat die Here vir ons lief is? Die Here het sy seun gegee, sodat wat met hom gebeur? Sodat hy nie Hy het ons sondes kom vergewe, dis reg, nee, hy het aan die kruis kom sterf, en toe hy aan die kruis kom sterf het, en sy liggaam vir ons gebreek is, en sy bloed vir ons gevloei het die Here gesê, ek het julle vrygespreek, nee, hy het ons kom vergewe van al ons sondes. Nou weet julle, voordat Jesus gekruisig is, het hy saam met sy disippels bymekaar gekom en hulle die Pasgafees gevier. Nou die Pasgafees was in die Ou Testament en dan het hulle wyn en ongesuurde brood met mekaar gedeel om te vertel hoe die Here hulle uit Egipte gered het. Maar nou kom die Here en toe hulle bymekaar is, toe stel hy die nagmaal in. Nou ons gaan vanoggend nagmaal gebruik en hier is ons nou brood. En ons gaan net nou van die brood met breek en dan gaan ons dit uitdeel en eet. En in hierdie beker is daar wyn. Nou wie wil vir my vertel wat beteken nagmaal? Wat beteken die nagmaal? As ons nou nagmaal gaan gebruik, waarvoor staan dit? Daarso kom Jesus en hy sê vir sy disippels, hy het 'n brood gevat en toe sê hy breek hierdie brood want hulle moet dit eet want dit is sy liggaam. Dit beteken toe Jesus aan die kruis gesterf het, was Jesus se liggaam gebreek. Het hy vir ons letterlik gesterf, nê? So daarom as julle ooit wonder of die Here vir julle lief is, dan moet julle altyd onthou dat Jesus aan die kruis gesterf het vir ons, nê? En hy sy liggaam het gesterf sodat ek en jy vry kan wees van sonde, nê, sodat hy ons vergewe het. Okay, maar nou het hy ook nie net brood geneem nie. Hy het ook 'n beker gevat en daar was wyn in en hy het gesê hierdie wyn is 'n teken dat ek my bloed sal vergiet. Dit beteken aan die kruis gaan my bloed vloei en bloed was altyd 'n teken van reiniging. In die Ou Testament as hulle diere geoffer het, dan was daar altyd bloed wat oor die altaar moes loop en die bloed was die teken dat die Here hulle vergewe. En nou as Jesus aan die kruis sterf, dan en hulle steek met 'n spies in sy sy en die bloed vloei, dan beteken dit sy bloed het vir my en vir jou verlos. En daarom kan ons kinders van liewe Jesus wees. Gaan julle dit onthou?
En partykeer dan sukkel ons daarmee. Ook as groot mense, daar gebeur partykeer slegte goed met ons. Iemand raak siek of iemand sterf naby my of ek gaan sommer net deur 'n moeilike tyd en dan sal pappa en mamma baie keer sê ek wonder darm of die Here vir my lief is. En nou die Here die nagmaal gegee en dis die brood en die wyn om vir ons vanoggend te sê ek het julle vergewe en julle is myne. Sal julle dit onthou? So die nagmaal beteken dat die Here ons vergewe van al ons sondes. Kom ons bid so saam. Liewe Heer, baie dankie dat U vir ons in die kruis gesterf het. En dankie Here dat U bloed vir ons gevloei het sodat ons gered kan word. En Here, ons bid nou dat U vir ons die geloof sal gee om daarin vas te hou en dat U ook vanoggend Here nie net vir ons wat in die erediens is nie, maar vir elkeen vanoggend ook sal kom versterk deur die betekens van die brood en die wyn. Amen. Jy het nou geleentheid vir die opneem van die dankoffer. Alle Gemeente, kom ons sit so en bid ons net saam. Liewe Here, ons sê dankie dat ons kan gee dit wat ons ook uit U hand ontvang. En dat ons 'n verskil kan maak, Here, in ander mense se lewe, maar omdat ons kan gee, omdat ons dankbaar is vir dit wat ons uit U hand ontvang het, vir U genade oor ons lewe.
Ons bid ook nou Here dat U vir ons mag seën waar ons saam is en ook nou gaan lees uit die Bybel. Ons kom bid dat hierdie gedeelte wat vir ons dalk so oorbekend is, vir ons ook sal lei en vir ons sal help, Here, om so lief te hê dat ons vir U ook sal kan vereer en kan verheerlik. Amen. Ek wil nou sommer gou by die tieners vra, wie van julle is in 'n verhouding? Ek sal nie vra wie is julle meisie se name nie, maar kom ons wees nou maar gou eerlik vanoggend. Pa, ma weet dit dalk nou nog nie. Okay, hier so 'n paar hande. Okay. Wat se dag is môre? Valentynsdag. Okay, en wat gebeur op Valentynsdag? Want lyk my dis 'n groot ding hier op Hamlet. Dis nie net julle nie, maar baie mense maak verskoning vir vergaderings, want hulle sê hulle gaan uit vir Valentynsdag. Wat gebeur op Valentynsdag? Ons gee sommer net spesiale liefde vir iemand, nê? Ons herinner vir iemand dat hulle vir ons belangrik is en kosbaar is en dat ons hulle liefhet. En daarom het ek nou vanoggend besluit om 'n bietjie af te wyk van die leesrooster en ons gaan vanoggend lees oor 1 Korintiërs 13. Nou baie van ons is dalk op hierdie teksgedeelte ook getrou. En ons gaan sommer vanoggend weer luister van dit wat die Here vir ons kom leer ook uit 1 Korintiërs 13. So kom ons lees dan saam hier vanaf vers 1. Hy sê: Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en al ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit vir my niks. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. Maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou geloof, hoop en liefde bly hierdie 3, en die grootste hiervan is die liefde. Gemeente, as 'n mens nou praat oor die liefde en ons hoor die opdrag dat ons vir God moet lief hê en ook vir mekaar moet lief hê, dan is dit dat mense baie keer vir jou sê, maar op 'n manier sukkel ek nogal om almal lief te hê soos wat ek byvoorbeeld my vrou sal lief hê of my man sal lief hê. Of mense sal partykeer sê, maar my liefde vir my kind is baie groter as die vreemdeling daar buite. En hoe moet ons dan nou hierdie liefde verstaan? Want net die woord om lief te hê oorweldig ons soms. En daarom is dit belangrik om vanoggend ook te sê, daar's 4 woorde wat liefde beskryf in die Bybel. En die eerste woord is die woord agape, en dis die woord wat ook in vanoggend se gedeelte staan. Nou agape beteken om lief te hê vanuit 'n goddelike liefde. Waar in 1 Johannes staan God is liefde, dan staan die woord agape. So dit beteken wanneer die woord agape gebruik word, dan beteken dit ek moet die kenmerke van Jesus se lewe sigbaar maak. Dis die goddelike liefde. Dis 'n liefde wat kan omgee, dis 'n liefde wat vergewe. Dis 'n liefde wat kan oorbegin.
Dis 'n liefde wat die nood van ander raak sien, nê. Nee. So 'n agape liefde beteken ek leer om vanuit God ander te kan lief hê en daarom word die Here eintlik sigbaar in my lewe. Die tweede liefde wat daar gebruik word is storge. En dit is die liefde wat die verliefde tussen 'n familie beskryf. Dis wanneer daar geskryf word dat 'n pa sy kinders moet lief hê of dat die ouers hulle kinders moet lief hê, dan is dit die liefde wat gebruik word. En nou kan ons hoor, die agape is amper 'n diep vorm van liefde en dan kry jy die familieliefde en dan kry jy die filiae liefde. Nou dit is die liefde vir vreemdelinge. Dis vir my vriende of die persoon wat my lewenspad sommer net kruis. En dan die eros liefde is die erotiese liefde. Dis die liefde, romantiese liefde tussen man en 'n vrou. En hierdie liefde word ook op 'n sekere manier vir ons beskryf. Maar as 'n mens nou praat oor die liefde, dan wil ek die opmerking maak deur te sê dat ek regtig glo dat die agape liefde, die liefde van God, omvat eintlik al daardie ander 3 liefdes. Dit beteken dat wanneer ek sê ek as man my vrou liefhet, dan moet ek haar kan lief hê vanuit hierdie agape liefde van God. Dit beteken dis 'n liefde wat haar nooit sal kwaad aandoen nie. Dis 'n liefde wat kan vrymaak. Dis 'n liefde wat die mooi in elkeen se lewe na vore kan bring. Of as ons praat oor die vreemdeling, dan beteken dit ek gaan ons nie net enige vreemdelinge afjak gee nie. Ek tree op 'n sekere manier op teenoor die vreemdeling, want ek leef vanuit hierdie agape liefde van God. So my liefde vir die Here omvat eintlik elke verhouding en elke liefde waarin ek leef en optree. Nou in die gemeente in Korinte was daar klomp partyskappe. Hulle het onder beklei oor wie van hulle hou van watter dominee. Party hou van Paulus en party van Apollos. En so het hulle met mekaar gestry. Hulle het met mekaar gestry oor wie het die belangrikste gawes in die gemeente. Want party mense het gedink hulle gawes is groter en belangriker as ander sinne en so het hulle begin neersien op ander. En nou in hoofstuk 12, 13 en 14 praat Paulus hier oor die gawes van die Here. Hy skryf nie die gawes af nie, maar hy sê dis dieselfde Gees wat verskillende gawes vir elkeen van ons kom gee. En dan is hoofstuk 13 eintlik die middelpunt van hierdie tema. En daarom is dit dat Paulus vir hierdie gemeente kom sê. Hy sê julle is nou in 'n gemeente saam en julle het verskillende gawes van God ontvang. Hy sê maar julle is besig om met mekaar te beklei. Julle party is julle belangriker as ander. Julle sien neer op ander, julle verstoot van die kinders van die Here binne hierdie gemeente. En daarom dat hy sê al het ek die wonderlikste gawes, maar die agape, die liefde van God ontbreek in julle lewe, dan is julle niks. So eintlik kom Paulus in hierdie gedeelte en hy sê hy kom stel die gawes eintlik ondergeskik aan my liefde vir God en my liefde vir my naaste. En nou is dit so wonderlik dat die Here in hierdie gedeelte vir ons 'n paar riglyne kom gee van hoe lyk hierdie liefde dan nou prakties? In die ou vertaling het daar gestaan die liefde is lankmoedig. Die nuwe vertaling sê die liefde is geduldig. Nou die woord lankmoedig is 'n gawe van God en dit beteken dat God met my uithou al kan hy my straf. Dit beteken hy is lankmoedig in sy genade. Alhoewel hy teen my kan optree, hou die Here dit met my uit. En hy gee vir my genade want hy stap met my 'n pad en oor 'n tyd word ons gehoorsaam binne aan die wil van die Here. En daardie pad wat die Here met my stap, kom sê hy is lankmoedig. En nou kom sê die Here ook, hy sê wanneer julle teenoor mekaar leef en optree, dan beteken dit julle moet 'n pad kan stap met mekaar. Julle moet lankmoedig wees in julle liefde teenoor mekaar. Alhoewel ons baie keer mense wil wegstoot. Alhoewel 'n mens baie keer wil sê nou is daar 'n einde. Bly ons 'n pad stap met iemand. En die Here praat met my met Daniël. So ek moet met Daniël lankmoedig wees as hy baie keer so by my huis kom. Maar ek moet leer om lankmoedig te wees. Nee, lankmoedig beteken ek hou uit. Ek stap hierdie pad met iemand.
Maar dan sê hy die liefde is vriendelik. Dit beteken dat terwyl ek wag dat die Here verander wat in jou lewe verkeerd is, sal ek teenoor jou vriendelik wees. Ek gaan jou nie wegstoot nie. Ek gaan vriendelik teenoor jou leef en optree. En dan sê hy, dis 'n liefde wat nie afgunstig is nie. Dis 'n liefde wat nie jaloers is nie. Dis 'n liefde wat eintlik sê, as die beste gawe na vore kan kom, mag dit so wees, want dit gaan oor God. En dit beteken ook as iets moois in iemand anders se lewe gebeur, dat ons nie daarop jaloers is nie, maar eintlik die erkenning kan gee aan ander se lewe. Daarom is ons nie afgunstig nie. Die woord word gebruik, ons is nie opgeblaas nie. Ons dink nie te veel van onsself nie. Want dit gaan oor ons soek die beste belang van die ander persoon. En daarom sê hy, hierdie liefde van God is 'n liefde wat bedek, en is 'n liefde wat glo, en is 'n liefde wat verdra. Die woord bedek beteken eintlik, dit is soos 'n dak wat oor ons kom. En dit beteken dat die liefde van God ons aan mekaar bind, en dat hierdie liefde die motivering is dat ons met mekaar 'n pad stap. En dit beteken vergifnis, 70x7, dit beteken dat ek ander kan vryspreek, ek hou nie meer boek van die kwaad nie, ek is nie meer wantrouig teenoor mense nie, ek gaan haal nie altyd die verlede op nie, want ons leer leef in ons verhouding met mekaar. En hy sê, daarom is dit 'n liefde wat kan help om te kan verdra en te kan glo, want ons soek die beste belang in elkeen van ons. Daarom, broers en susters, kan ons dit nou toepas op ons huwelik, en ons kan dit toepas op ons verhouding met ons kinders, ons kan dit ook toepas op ons romantiese of die eros, die erotiese liefde tussen man en vrou. En dan beteken dit dat wanneer ek in 'n verhouding is teenoor iemand anderste, dat ek hierdie opdrag het om God se liefde sigbaar te maak in hoe ek teenoor jou leef en optree. Dit beteken ek sien die mooi in jou raak. Dit beteken dis 'n liefde wat nie in afguns is nie. Dis 'n liefde wat nie afbreek nie. Dis 'n liefde wat nie vernietig nie, maar wat mekaar bou en wat mekaar vorm en vir mekaar help. En daarom dat ons nie ons eie belange soek nie, maar leer om te fokus op die persoon voor my. En daarom vergewe ons, daarom is ons lankmoedig, en daarom is ons vriendelik met mekaar. Dit beteken nie die ander persoon tree altyd reg op teenoor my nie. Maar God se liefde is 'n liefde wat verdra. God se liefde is 'n liefde wat 'n ekstra pad stap met iemand. Want dis God wat ons lewens verander. En daarom as ons vanoggend gesing het, ons is hier, Here, om die woord te lees en toe te laat dat die woord my lewe vorm, dan moet ons dit laat gebeur. Maar 'n erediens is die gemeenskap van gelowiges wat nie volmaak is nie. Maar wat hier kom sit, omdat ons lief is vir die Here, maar wat toelaat dat die Gees van God deur sy woord met ons praat, en ons vorm en ons verander, sodat sy beeld al hoe meer sigbaar kan word in ons lewe. En daarom is ons geduldig met mekaar. En daarom hou ons mekaar vas, en daarom kan ons mekaar groet, al verskil ons ook van mekaar. En daarom sê Paulus, toe ek 'n kind was, het ek gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n volwasse persoon is, nou leer leef ek vanuit die geloof, soos wat God aan my kom openbaar. En dan sê hy, geloof, hoop en liefde bly, en die grootste hiervan is die liefde. Geloof is my geloof in Christus, my hoop is die hoop op die ewige lewe, maar die liefde is die nou. Ons leef in die nou. Ons het reeds deel aan Christus, ons het reeds deel aan die ewige lewe, maar as gelowiges probeer ons leef in die nou, en in die nou laat ons toe dat God ons rig, en ons vorm en vir ons help, sodat sy liefde in ons sigbaar word. En nou sê die woord vir ons, hy sê, julle het lief omdat God julle eerste lief gehad het.
Ons kan nie goed vanuit onsself probeer verander nie. Dis die gees van die Here wat ons kom verander. Dis die gees van die Here wat vir ons nuut maak en vir ons leer om anders te leef en anders te kyk. Gemeente, ons leef in 'n samelewing en in 'n gemeenskap waar daar magsvergryping is. Ons sien dit in korrupsie, ons sien dit in hoe mense geld verduister. Ons sien dit in verhoudinge in Suid-Afrika hoe daar haat is. Ons sien dit in verhoudinge waar mans baie keer hulle mag misbruik teenoor vrouens in verkrachting. En dan is dit dat die woord van die Here vanoggend vir ons kom sê dat wanneer ons vanuit hierdie agape liefde liefhê, is dit dat die Here vir my so vorm dat my gesin, my vriendskapsverhoudinge met vreemdelinge ook en my erotiese liefde altyd gekenmerk word deur 'n liefde wat kan beskerm en 'n liefde wat die belange soek van die persoon voor my. En wanneer ons dan vanuit God liefhet, is dit dat die Here deur ons dan ook verheerlik word. So mag ons, wanneer ons liefhet, en wanneer julle môre ook op julle Valentynsete is, mag julle dit geniet, en mag julle die kaartjies wat julle vir julle meisies skryf, dis 'n lekker ervaring. Maar ons doen dit in hierdie wete dat ons kinders van die Here is. En daarom tree ons elke dag ook so op in hoe ons teenoor mekaar leef en optree. Gemeente, ons wil julle nou innooi in die nagmaal. Want in die nagmaal is dit dat die Here vir ons juis kom herinner daarin dat hy die bron van liefde is. En ons het vanoggend vir mekaar gesê die nagmaal is 'n gemeenskapsmaaltyd. Dit is 'n gemeenskap met God, maar ook met mekaar. En soos wat ek versoenend die liefde van God ontvang, leef ons dit ook teenoor mekaar. Ek lees vir julle die woorde van uit Matteus 26. En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en dit vir sy disippels gegee met die woorde: "Neem, eet, dit is my liggaam." Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: "Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes." Kom ons sit so dan, bid ons net saam. Liewe Heer, waar ons nou gaan deel hê aan die nagmaal, kom bid ons dat U, Here, deur die tekens van die brood en die wyn vir ons mag seën. Vir ons mag versterk ook in ons geloof. Here, ons hoor dikwels dat mense worstel en wonder omdat hulle soms deur moeilike tye in hulle lewe gaan, oor die vraag: waar is U? Gee U om? En die nagmaal herinner ons, Here, op 'n baie sigbare manier dat ons aan U deel het, dat ons U kinders is. En daarom wil ons vanoggend kom bid dat U vir ons elkeen in die geloof sal versterk. In die besondere, hulle Here wat ook vanoggend worstel. Vir hulle wat vanoggend sukkel, omdat omstandighede vir hulle so oorweldigend is, dat hulle fokus op die kruis verloor het. En daarom mag U seën en mag U versterk en mag U ons elkeen oprig, ook in die geloof. Ook nou, Here, as Rihanna en Wedie vir ons gaan sing, kom bid ons, Here, dat U hierdie lied wat hulle sing sal gebruik ook om ons oë op U gerig te hou. Amen.
say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, its only seed. It's the heart afraid of breaking that never learns to dance. It's the dream afraid of waking that never takes the chance. It's the one who won't be taken, who cannot seem to give. And the soul afraid of dying that never learns to live. When the night has been too lonely and the road has been too long, and you think that love is only for the lucky and the strong, just remember, in the winter, far beneath the bitter snow, lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Rihanna en weer, dankie dat julle ons innooi om lief te hê. En die nagmaal wil dit juis vanoggend ook by ons kom doen. En dan voordat ons die tekens gaan gebruik, kom ons staan en dan bely ons hom net hardop ons geloof in God drie-enig. Let ook op die woorde as ons begin, dan staan daar nie ek glo nie. Ag ons glo nie, maar ek glo. Ek glo in God die Vader. Kom ons begin. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Kom maar sit. Gemeente, as mens die woorde lees in die Bybel waar Jesus die nagmaal ingestel het, dan hoor ons die woorde, dit is my liggaam, dit is my bloed. En soos wat ons vanoggend die brood gaan neem en dit gaan eet en die wyn drink, beteken die nagmaal ook die waarborg dat ons op dieselfde wyse deel het aan Christus. So seker soos ons dit in ons hande neem en dit eet en drink, so seker het Christus vir ons gesterf. Wanneer Jesus die woorde van die beker instel, dan sê hy dat hy sal nie weer drink van die wyn voordat die koninkryk van God opgerig is nie. En aan die kruis, dan roep die Here die woorde uit, ek is dors. En dan gee hulle vir hom suurwyn. En dit beteken dat Christus se dood het die koninkryk van God laat realiseer. En dit beteken dat ons aan Christus deel het aan God die Vader, deel het aan die ewige lewe. En daarom leer ons leef as gelowiges elke dag om te sê ons wil so leef dat God se koninkryk sigbaar word. Daar waar ek praat, of daar waar ek wandel, of dit wat ek doen. En daarom nooi ek julle vanoggend nou om deel te aan die nagmaal. En daarom wanneer ons die brood breek, dan is dit die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed, liggaam gebreek is, tot volkome versoening, ook vir al ons sondes. Gemeente, die beker van danksegging is nou die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot volkome versoening vir al ons sondes. Here, as ons volgende uit hierdie erediens uitstap, dan stap ons in die erediens van die lewe. En help vir ons, Here, om te leef as mense met hoop. Mense wat leef vanuit hulle geloof in Christus, maar mense wat ook leef in die nou, vanuit U liefde. En daarom, Here, mag U deur die woord en die Gees ons lewens so rig en verander, dat ons U sal verheerlik. Amen. Gemeente, ons wil hê dat U sommer net na die afkondigings moet kyk. En dan kan U sommer net blaai na die gebedslys vir almal wat siek is. U sal sien by medelee bid ons vanoggend vir oom Dirk Louwele. Oom Dirk het so ruk terug is sy een been geamputeer en dit gaan goed met hom, maar daar's ook weer 'n stikkende plekkie op die ander been. So bid asseblief ook vir hom dat die Here ook vir hom sal aanraak met genesing. Oom Dirk se broer en sy suster is ook in die afgelope tyd oorlede. En dan dink ons ook aan Patrice Cruiser, wie se jongste sussie wat in Robertson bly, ook oorlede is. Haar troostdiens was ook gister. Dan wil ons ook dankie sê, Nadia het 'n dubbele knievervanging gehad en dit gaan goed met haar. Sy is by die huis, gaan goed met haar. Marita, gaan goed met haar ook.
is nog 'n pad van herstel, maar ons bly bid dat die Here haar volkome mag aanraak. En dan wil ons in die besonder ook bid vir Tannie Sissie. Jy het op die gebedsgroepe gesien dat sy ook gediagnoseer is met kanker. Bid ook vir hulle as gesin, as 'n familie. Die kanker is ook versprei na verskillende plekke. Bid ook dat die Here ook vir haar in hierdie tyd mag aanraak, ook met genesing, ook met gesondheid en krag, en ook vir hulle as kinders. Kom ons sit so, dan raak ons sommer net so stil by die Here. Ekskuus Tannie Lissie de Kok se skoonsussie is vanoggend oorlede. So kom ons dra ook vir haar op aan die Here. So kom ons raak sommer net so stil in stil gebed en kom ons vat die name op die siekelys en kom ons bid vir elkeen wat dan ook siek is. Amen. Sabrina wil vir jou vra om gou voor te kom staan asseblief. Ek sal my masker opsit, dan haal jy jou nou af, dan kan die mense sien hoe jy lyk. Gemeente, vir die einde verlede jaar het Margo wat ons jeugwerker was, het klaargemaak, sy het 'n pos in die onderwys aanvaar. En ons het einde verlede jaar vir Sabrina aangestel Schneider. Schneider, sy is van Namibië. En haar agtergrond is dat sy in sielkunde gestudeer het. Sy het ook haar honneurs in sielkunde en sy kyk ook na verdere studies in sielkunde. En sy is betrokke nou by die hoërskool en daar's ook 2 dae in die week wat sy los is, wat sy een dag in 'n week by die 2 laerskole hier op Hamlet en op Ceres ook gaan betrokke wees by julle kinders. So Sabrina, is vir ons wonderlik om jou te kan ontvang. Sy gaan nie vanoggend by 'n klas betrokke wees of so nie, sy gaan koffie drink na die tyd. En ek wil hê julle moet as ouers moet haar regtig sommer net ontvang, praat met haar. As sy nou terugkom vanoggend na my toe en sê niemand het met haar kom praat nie, dan moet ek nou al my lofsange terugtrek wat ek nou oor julle al gesê het. Maar Sabrina, ons hoop is 'n wonderlike tyd vir jou hier by Ceres Hamlet. En weet dis 'n bitter lekker omgewing om te wees en te bly. En mag jy gelukkig wees en mag jy regtig baie waarde toevoeg ook tot ons jong mense. Maar baie welkom hierso. Jy het gesê jy wil nie volgende iets sê nie, maar ek gaan vir haar sommer net 'n gebed doen. Kom ons sit. Liewe Here, ons wil sommer net vanoggend vir Sabrina kom opdra aan U en ons wil bid, Here, dat U vir haar sal seën en dat U vir haar sal toerus en dat U die jong mense sal gebruik om na haar toe uit te reik ook, Here, en om te kom deel ook dit wat op hulle harte is. Dankie dat sy U kind is, dat sy 'n gelowige is en dat dit haar wens is, Here, om ook so op te tree en ons kinders toe te rus. Dat dit wat sy sê, ook in haar berading, dit sal lei tot genesing en herstel, ook in hulle verhouding met U en met mekaar. En ons eer U daarvoor. Amen. Dankie. Dankie Sabrina. So 'n paar jaar terug was daar 'n film, Sabrina. Ek weet nie of u dit al gesien het nie, maar dis 'n verskriklike mooi fliek. En die wat dit nog nie gesien het nie, moet dit regtig kom kyk. En nou spot ons haar, nou sê ons vir haar, maar ons ken nou hierdie fliek, toe sê sy, maar dis waar haar naam vandaan kom. Nie Sabrina nie, maar Sabrina. So, maar ons, jy het al blyplek gekry al vir nog nie. Sy soek 'n woonstel. So as jy weet van woonstelle, goedkoper akkommodasie,
wat vir haar veilig is, wil ons vir julle regtig sê kontak my en dan sal ek ook dit vir haar deurgee. En dit sal wonderlik wees as ons haar op hierdie manier ook kan help. Sy wil nie graag in die koshuis wees nie, dis as sy af is, soek sy so 'n bietjie persoonlike tyd. So as daar mense is wat weet van blyplek, laat weet vir my asseblief. Gemeente, dan net die volgende afkondigings. Dinsdag aand by die Bluetooth ouerskap praat ons oor depressie en angs by kinders. Dr. Fanie Kriel kom tree by ons op. Hy praat baie op RSG en baie van ons kinders sukkel met neerslagtigheid en angs. En ons wil vir julle regtig uitnooi en sê kom luister. As ou partykeer daar sit dan wens ek partykeer ek kan my kinders ook weer oor groot maak. Want ou besef so jy maak foute partykeer in jou opleiding, in jou opvoeding ook. En kom luister, as jy oupa en ouma is, kom luister want baie van julle spandeer baie tyd saam met julle kleinkinders. En laat ons vir mekaar toerus en mekaar help. So Dinsdag aand 7:00 hier in die sitkamer vir die Bluetooth ouerskap. Dan Vrydagmiddag is die klub High Five om 5:30. Ons sal weer 'n uitnodiging rig aan die kinders, maar laat kom julle kinders asseblief. En dan wil ons julle ook uitnooi na afloop van die erediens om koffie en tee te gaan drink in die sitkamer. Ons wil vir julle innooi en sê praat met die vreemdelinge. As julle iemand nie ken nie, gaan maak moeite om iemand te ken. Gaan gesels met Sabrina. Deel sommer ook dit wat op julle hart is met haar. En dan die pa en kindkamp is die naweek wat nou kom van Saterdagoggend tot Sondagmiddag. En ons het inskrywingsvorms by middel van 'n PDF file vir julle gestuur op die wijkgroepe. Maar ons het ook inskrywingsvorms op papier wat ons hier by die kantoor het. So gee julle name asseblief vir my deur voor Dinsdag want ons moet net die getalle finaliseer vir die aankoop van die vleis. So ons wil regtig die pa en kinders uitnooi en sê kom kamp saam met ons. Daar's net 2 geleenthede waar ons saam gaan 'n sessie bywoon, maar die res is 'n kuiernaweek waar jy as ouer met jou kind sommer net tyd spandeer. So ons wil julle regtig uitnooi kom kamp saam. As jy jou naam vir my wil kom deurgee, kom gee dit sommer vir my na afloop van die diens. Dan sal ons vir julle vorms dan ook in die hand gee. Gemeente, dan wys ons ook op die huweliksverrykingsnaweek 20 tot 22 Mei. Tenis Botha wat in die diens is van die synode, predikant vir predikante, hy gaan dit vir ons aanbied. 'n baie begaafde persoon wat vir ons kan gaan toerus. En ons gaan dit doen in Wellington by die Andrew Murray Spiritualiteitssentrum. Jy sien wat is die kostes daaraan verbonde. So maak so lank die naweek vas en kom saam en laat toe dat die Here jou huwelik vir jou verryk om net nog sterker en sterker te word. Jy sê ek hoor jou kinders is nou op universiteit. Julle is nou alleen, so kom. So die groot ding is weet ons laat dis 'n wonderlike geleentheid om regtig sommer net weer jou as huweliksmaats te ontdek. Gemeente, dan nog net 2 afkondigings. Jy sal sien die droogte al by Laingsburg. Ons het as kerkraad so 'n paar jaar terug, al 2 jaar terug al gesê, ons wil graag 'n verhouding bou met Laingsburg gemeente. En ons het baie keer uitgereik en baie keer het ons gevoel daar so al vertoedeur. En ons maar vir mekaar gesê, dis ook trots. Dis ook trots wat maak dat 'n ou by 'n punt kom waar jy baie keer besef, jy's nie altyd gemaklik om in die ontvangkant te wees nie. En met al die voer wat ons vir hulle gegee het, dat daar nuwe deure oopgegaan na die gemeente toe, sodat in die afgelope week die vrou uit Laingsburg vir my gebel het en vir my gesê het, Jan, ons het nou regtig nood rondom kos. Ons boere het nie meer kos nie. En ek dink dit is ongelooflik dat iemand dit vir jou kan kom sê, dat die droogte het mense se rekeninge uitgeput. Hulle het geld wat hulle nog bære om hulle arbeiders te betaal, maar die boere het nie meer kos op hulle tafel nie. Ons gaan vanuit die kerkraad 'n substansiële bedrag vir hulle gee. En ons sal nou Sondag dit vir julle bekend maak, maar dit sal 'n groot bedrag wees wat ons wil gee
om op hierdie manier vir hulle te help. Maar as daar van julle is wat ook wil help, is julle welkom. Julle bydrae gaan nie ons bydrae vanuit die kerkraad minder maak nie. Ons wil dit gee omdat ons glo die Here vra ons al lankal om betrokke te wees by hulle. Maar daar's ook behoefte aan diesel. So ons wil diesel en petrol kosvouchers vir hulle gee. So as daar van iemand is wat iets wil bydra, julle is meer as welkom. Maar ons gaan as kerkraad gaan ook gee ook vir hulle. Dan het ek die afgelope week donderdag en Vrydag 'n kursus bygewoon oor sosiale kohesie. En dit gaan eintlik oor hoe verander jy jou gemeenskap. En daar was 'n persoon, 'n Quentin Daniels. Quentin is 'n breinman, hy's 'n sielkundige. En die Here het vir hom so ruk terug die opdrag gegee om betrokke te raak in 'n plakkersgemeenskap by Stellenbosch. En hy doen 'n ongelooflike werk waar hy mense wat werkloos is, jong mense vat en vir hulle leer hoe werk 'n begroting, hoe stel jy 'n begrotingsplan op. Hy vat hulle na bosbou toe, laat hulle aan die bome ruik, die verskillende soorte hout leer ken, en hy lei hulle op om shacks te bou. En om ook shacks wat vervalle is of wat afgebrand het weer op te rig. En dis 'n ongelooflike projek waarmee hy besig is. Dit staan bekend as the Backyard Varsity. So dis eintlik die Backyard Universiteit. En waar hulle al 25 jong mense opgelei het om hierdie werk te kan verrig. En die Here het nogal met my gepraat oor hierdie projek. En ek sal graag met die kerkraad wil gesels of ons nie ook eers 'n shack of 2 moet oprig en op hierdie manier ook betrokke raak nie. Maar gebruik hierdie geleenthede en laat toe dat die Here vir ons ook help om nuwe moontlikhede raak te sien om regtig 'n verskil te maak. Soos hy ook sê, mense gee baie kos uit. Maar as jy vir iemand 'n huis gee, gee jy vir iemand 'n lewe. En dat ons dalk eers ook nou in die vinnige tyd gaan sê, maar ons het 'n projek waar ons 'n shanty gaan oprig en ons gaan dit afgee vir iemand as 'n tuiste vir iemand om te kan bly. So kom ons dink daaroor. Kom ons sluit af met ons slotlied. Praat ek mense engle tale. Danke.
En dat die Here kom sê vanoggend dat ons kan lief hê omdat God ons eerste lief gehad het. En mag ons dan die agape liefde van die Here sigbaar leef in ons verhouding teenoor my familie, teenoor ons vriende en die vreemdeling, maar in die besonder ook teenoor my man en vrou. En in dit kom sê die Here dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle sal wees en bly. Amen.